En jy is ingeskakel by Radio Klein Karoo, die hartklop van die Klein Karoo, waar ons aan die einde van hierdie week terugkyk na 4 dae van heerlike reën. So aan al ons luisteraars, dit is pragtig hier by ons, dis groen, dis nat, en ons boere se harte loop oor van dankbaarheid. Nou, Vrydagoggende, 11:00 is dit vroue wat voorloop, saam met my Suzette Smit, en altyd 'n spesiale gas. En ons program word moontlik gemaak deur Maddie's Bridal Nest, geleë 1 Vredestraat, Volmoed, Oudtshoorn. Vir die hier van die mooiste trou of aandrokke kan jy vir Marlyn skakel by 072 661 4182 of volg gerus hulle Facebookblad Maddie's Bridal Nest. Verseker die mooiste seleksie teen bekostigbare pryse en soos altyd met ons dierbare Madeleine op regte egte Klein Karoo diens. Nou, ons gas vir ons luisteraars vanoggend is 'n vrou wat al in meer aandrokke verskyn het in haar lewe as enige ander vrou wat ek van weet. En ons gesels met haar al die pad van Bloemfontein af, die mooiste Rosestad. Annette Kasselman, besigheidsvrou, glansvrou, mooi vrou. Hoe gaan dit met jou vanoggend in die Vrystaat? Môre Suzette, ag, dit gaan baie goed, baie dankie. Dit is heerlik om van julle te hoor. Ek was net ander dag daar deur die Klein Karoo, so dit is vir my 'n baie spesiale dag met 'n spesiale onderhoud. Baie dankie daarvoor. Hoe gaan dit met julle? Nee, dit gaan goed, Annette, dit gaan goed. Ek sê ons het seker lekker reën gehad. So almal se gemoed is goed en ons is dankbaar. Annette, baie dankie vir jou tyd. Ek weet jy's 'n baie besige vrou en ek wil nou vinnig net voordat ons met die vrae begin, want ek het so baie om vir jou te vra, wil ek net vinnig vir ons luisteraars vertel 'n klein bietjie van Annette. En hierdie is bietjie meer op jou persoonlike lewe, wat ook deels jou professionele lewe is en ek dink wat aanleiding gegee tot jou ongelooflike sukses vandag. Jy was gekroon mevrou Suid-Afrika en daai selfde jaar word jy gekroon as Mrs. Worldwide in Amerika. Jy is gekroon as vonkelvrou, jy verskyn op vele voorblaaie van tydskrifte, jy verskyn op vele TV-programme, jy word aangewys as die gesig van die Vrystaat Cheetahs en raak betrokke by hulle advertensie en bemarkingsveldtogte. Jy word aangewys as finalis in die radio-omroeper van die jaar. Die koningin van Maleisië nooi jou uit om haar land te help fondse insamel vir hulle Heart Foundation, wat jy ook vir hulle bemark het. Jy word aangestel as Worldwide Ambassador of Goodwill in Amerika, finalis Sari Voorblad gesig, aangewys besigheidsvrou van die jaar. Annette, jy is ongelooflik en saam met dit is jy 'n motiveringsspreker reg oor Suid-Afrika. Jy is MC by so baie funksies en jy is gereeld op die rooi tapijt te sien met die mooiste rokke. En die laaste 12 jaar is jy by RealNet, so ons gaan later daarby kom. Ek wil net eers vir jou sê, Annette, jy verdien elke toekenning wat na jou kant toe gekom het. En jy weet, as 'n mens terugkyk, dis regtig, vir baie mense het soos, wow, wat het sy gedoen, maar dis 'n vol lewe wat jy tot nou toe geleef het, en vorentoe gaan leef. So my eerste vraag aan jou is, wat het Annette as mens gedoen, om al hierdie prestasies te kan behaal? Was dit harde werk, talent, wat het jy gedoen? Weet jy wat, om het alles op te som en ja, dit klink so, jy weet, as iemand anders het sê, dan klink dit so, mens kan het eintlik nie glo nie, maar dit is alles regtig net uit die Here se genade. Daar is geen ander, jy weet, ek is maar net 'n mens kan werk so hard as ek wil, jy kan doen wat jy wil, maar die Here bly maar nog steeds in beheer van jou lewe, en ja, die mens, wat maar God beskik, dit is hoe ek nou maar my hele lewenspaadjie vooruit geloop het, en ja, dit is baie harde werk, maar die geleenthede wat hy ook op jou pad bring, jy weet, so ek met mense met alle hande, met al die hande aangryp, want ja, ek sal jou vertel, dit is alles eintlik begin, mens lewe jou lewe en jy is dankbaar vir alles, tot jy op 'n dag in 'n motorongeluk kom en groot besering opdoen, en ja, fisies met die dokter dan jou nek breek, en dan besef jy, weet jy wat, hierdie is jou tweede kans op die lewe, en jy moet nou alles tomorrow my lewe doen. So, dit is maar my lewensuitkyk, en ja, daai was my wake-up call geweest in my tweede kans in die lewe, wat ek glo die Here toegelaat het om te laat gebeur, en ja, elke ding wat 'n mens doen,
vra jy maar sy blessing of jy weet, ek doen iets as ek nie by hom gaan seker maak nie, en doen baie dinge in geloof en veral in die bedryf waar ek is. Ek praat ook baie van boerdery, my man was 'n boer vir baie lank gewees, jy weet, en plant maar soms in geloof en jy glo die Here sal die reën gee op die regte tyd. Ja. En dit is maar kort, dit is regtig, dit is net genade, dit is al wat ek kan. Liewe aarde Anet, ek het nooit geweet van jou motorongeluk nie, en is dit nie ongelooflik dat, of jammer somtyds, maar eintlik so ongelooflik, dat ons pad is vir ons uitgelê, maar dat daar baie keer iets met iemand gebeur, wat half 'n wake-up call is, in die sin van, ek het net een lewe, ek moet hom voluit leef. Absoluut, weet jy wat, en dit is jammer, dat 'n mens dit nie vroeër in jou lewe besef nie. Jy weet, dat jy moet wag vir daai wake-up call, voordat jy besef, jy weet, oukie, hierdie Jesus nou hard met jou gepraat, jy moet nou mooi luister, en jy moet nou elke geleentheid aangryp wat jy kan. So, ja, dit mens moet eintlik nie wag vir die wake-up call nie, maar dit is moeilik, want ons almal is so gejaag, en ons almal het ons eie dinge wat ons doen, en alles, tot een dag, tot daai besef kom, en dan weet, nee, kyk, nou moet die dinge begin stadiger gaan, of ek sal die goedjies moet uitsorteer, want ja, soos ek sê, tomorrow my never be. Daar sê dis waar. Anet, ek wil gou, dis maar altyd interessant om hierdie vraag te vra. Jou grootword jare, wie die grootste rol in jou opvoeding gespeel? Want ek dink dit vorm baie keer die fondasie waarop jy sukses in die lewe bou. Jy weet, dit is verseker so, en daar kan ek absoluut net alle eer aan my ouers gee, wat vir my 'n baie goeie voorbeeld gestel het. My ma was al die jare 'n huisvrou gewees. My pa was vir amper 40 jaar by Woolworths, in die bestuur van Woolworths. Wow. So ons het maar al jy weet, ons het baie rondgetrek as kinders, omdat my pa in daai bedryf was, en hy het weet kort moes vertrek na 'n ander dorp of stad toe. En my pa het daar vir my baie leiding gegee. Ek moet sê, ek is baie opgekyk na hom, en ek dink my sake vernuf en dit wat hy my geleer het ek regtig net probeer tot die beste van my vermoë uitleef, maar verseker my ouers, want hy het my en my ma het my van 'n kleintyd af geleer, weet jy wat, dit wat jy wil gedoen het, moet jy maar self, en niks kan in jou skoot val nie, jy moet werk daarvoor. En sou jy vir iemand iets vra om te doen, moet jy dit jouself kan doen, voordat jy dit vir iemand anders kan staan. Dis baie waar. Dit is regtig wat ek probeer. Ja, so ek het probeer in my lewe, ek het al van, in daai tyd was dit nog, jy moes 16 of standaard 8 gewees het, om te kan werk by 'n winkel. Ja. En ek jaar ook in November. So ja, ek het aan die einde van November daai jaar het Julie my ma daar in die stokroom onder in die gate ingedruk, en ek het van jong ouderdom af geleer, jy weet, ek was van 4 jaar oud af al 'n model by Woolworths se indoor modeling shows wat hulle altyd gehad het. So ek is van 'n baie jong ouderdom af van daai lewe blootgestel, en jy weet die hard werk kom daar saam mee, want ek het geleer dat Woolworths 'n plek was om alles is perfek gewees het. En so was my pa se lewe ook, en my ma se. My pa was 'n absolute perfeksionis. Hy het elke dag, jy weet, was hy gesoet, gekolor en getaai, sy hare was perfek gekam, haarspray, ou maat, gepolished skoene. En so het ons ook geleer. Daar was nooit 'n hulp in die huis gewees nie. Alles self doen. As jy in die middag by die huis kom van die skool af, jy het jou skoolskoene skoongemaak, gepolished, het jou klere opgehang, of jy weet, daai tyd het 'n pyvelbrood ingekom, en dan hoeveel sy elke dag, of my ma nie elke dag te stryk, jy mag vinnig jou skirtjie daar in die pyvelbrood gaan gooi as hy nie vuil is nie, dat jy hom môre weer kan aantrek, en hy moet net nie vir jou kas hang. So, die reëls en die regulasies was kwaai, maar hulle het my verseker, hulle was my grootste voorbeeld, en ja, ek is baie dankbaar vir hulle grondslag gereed. Weet jy Anet, ja, ek dink ons almal wat uit daai era uit opgegroei het, moet dankbaar wees, want jy het 'n goeie pak slaag gekry as jou klerekas nie netjies was nie. O ja, ons het sommer in die middag by die huis gekom, en dan my ma jou hele kas gevat op jou grond uitgegooi, en dan moet jy spaak, suster, want laat my pa nou daai aand by die huis kom en jou kas is nie inpak nie, dan jy 'n groot setbak gekry. Ek onthou dit laat my dink aan my kas. My kaste was gereeld uitgegooi, en ek het altyd gedink ek is 'n aangenome kind, want geen ma, kyk ek het elke dag pak slaag gekry. My ma het gesê ek is heeltemal te wild. So ja. Anet, ek wil gou weer vra, uit al jou toekennings, en ons gaan net by Reelnet kom, maar uit al jou toekennings, watter een sal jou bybly vir die res van jou lewe, en hoekom?
Weet jy, Suzette, dit is so moeilik om te sê, maar definitief die een wat ek in Amerika ontvang het as Worldwide Ambassador was vir my baie belangrik in daai area, maar in die ander area verseker op my ambassadeurstoekenning by RealNet. Want dit het vir my, jy weet, dit was my halve accumulation van alles wat tot stand gekom het oor die jare heen, wat maar net 'n samevatting was van, is like, ek is so dankbaar iemand anders het dit raak gesien en my erkenning gegee daarvoor, jy weet, want daai twee was baie spesiaal, hulle het reg, hulle loop hand aan hand, so ja, maar natuurlik die eintlike een wat ek wil uitsonder, maar dis nou al jare gelede, is toe ek en my kinders die Living and Loving to Mother and Children of the Year gewen het. Daai was dink ek die toppunt van ons almal saam gewees. Ja, en julle was op die voorblad van Living and Loving gewees. Ja, en ons het 'n karretjie gewen en ons het 'n vakansie gewen en ons het daai was ek alles wat ek doen ek was saam met my familie, so dit voel maar net vir my oorwinnings wat mens behaal, weer eens uit die hand van die liewe Vader, maar jou gesin het jou toch maar eintlik in staat gestel daartoe. Ja, dit is baie waar. Anet, jy verteenwoordig Suid-Afrika op internasionale vlak en ek glo baie van ons internasionale vroue en ons is juis in internasionale vroue maand het verskriklik baie van jou geleer. Ek het jou in persoon al ontmoet en jy het 'n ongelooflike indruk op my gemaak. Maar is daar iets wat jy weer van ons vroue op internasionale vlak saam met jou geneem het wat jy deel van jou lewe gemaak het? Ja, Suzette, verseker, weet jy, en baie dankie vir daai kompliment, ek waardeer dit ook, en dit was vir my 'n voorreg om saam met jou te kom optree, en jy self 'n formidabele vrou, so ek is absoluut bevoorreg dat jy my interview, dit voel my, ek kan jou maar liewer interview, hoor, maar ja. Weet jy, ja, op internasionale vlak, iets wat ek geleer het daar, nie noodwendig 'n voorbeeld nie, maar daar het ek geleer ek was altyd ouer as hulle gewees, so, jy weet, ek dink hulle daar weer by my geleer van lesse in die lewe, maar hulle het byvoorbeeld geen budget vir enige iets nie. Of die met wie ek, jy weet, in aanraking gekom het. Ons is nog steeds, nadat ons mekaar 16 jaar gelede ontmoet het, kom ons nog steeds by mekaar, ons travel nog steeds saam as dit moontlik is. Hulle budget is nou obviously oop en myne is nie. So, travel aan my kant is bietjie moeiliker as travel aan hulle kant. Maar weet jy wat, die lojaliteit wat ons nog steeds teenoor mekaar het, dit is vir my baie spesiaal. En ons is so 6 of 7 uit 6 of 7 lande wat regtig waar mekaar nog steeds ondersteun en mekaar nog steeds probeer by mekaar uitkom en lojaal is teenoor mekaar. So ek dink die lojaliteit was die groot ding geweest, nie weet die moeilike omstandighede wat ons daai tyd in Rusland gehad het met Mrs. World was 'n daai was rof, hoor. Ons moes by mekaar staan deur dik en dun en dit was 2,5 amper 3 weke van letterlik die ysigste koue weer wat hulle dalk nou 'n bietjie meer gewoond is as ek. Maar jy weet, ons het mekaar gehelp en dit was nie, as die een huil, dan troos jy hom. As die ander een sy mascara bietjie hier afloop teen haar gesig, dan vee jy dit vir haar af. So, daar was ons nooit, ek het nie, die mense wat ek leer ken het in die pageant bedryf, was glad nie daai gewees van die katnaals en die, ja, jy kry hulle, maar jy kies mos maar om nie met hulle deel te wees nie. So, ek dink lojaliteit is die belangrikste ding wat ek van hulle afgekry het, ja, en vriendskap natuurlik. Ja, Anet, en terwyl ons nou daarvan praat, het ek 2 vrae. Die een is, het jy al ooit wat jy op 'n verhoog moes opstap, 'n fout gemaak of skeef getrap of iets het gebeur dat jy baie vinnig op jou voete moes dink? Ja, absoluut. Absoluut, hoor. En weet jy wat, mense is maar net 'n mens. Dan sê jy maar net, oeps, en jy vra verskoning en jy gaan aan, want wat kan jy nou doen? Ek het al op 'n loopplank het ek al skeef getrap, laat ek rok vasgetrap het, jy weet, en dan probeer jy maar net mooi recover en jy gaan maar net aan, because it happens. Dit is nie, dit is deel van die lewe en dit wys my maar net weer, jy weet, niemand is perfek nie een van ons is perfek nie, en jy is maar net 'n mens, en die oomblik wat 'n mens net vir ander mense kan wys, jy is ook maar net 'n mens, jy het ook foute en jy doen ook dinge verkeerd. Ek dink dis die belangrikste ding, want jy weet, baie keer het mense hierdie prentjie van jou en dit is eintlik glad nie die prentjie wat jy is nie, jy weet, ek het al per ongeluk was my nek bietjie styf op 'n dag, so dan, veral as dit so koue is, dan draai my nek bietjie moeiliker na die een kant toe as die ander kant, en eendag het 'n vrou letterlik vir my gevra, hoorie, maar hoekom loop jy so neus in die lug, of hoekom kyk jy nie rond, jy weet, of baie vir my, of, toe sê ek vir hoorie, ek vra regtig om verskoning, ek het net bietjie 'n moeilike dag met my nek wat so styf is vandag. So, jy weet, mense,
daai dinge gebeur, maar ja, it's all about the recovery. Ja, it's not about the way you fall, it's about the way you get up again. Ja, dis baie belangrik. Anet, en dan uit al die baie mense, ek meen jy het groot name ontmoet in die wêreld. Wie sou jy sê was die mees inspirerendste persoon wat jy ontmoet het? Suzette, weet jy, hy is sommer hier in Suid-Afrika en ja, die mense wat ek oor die wêreld heen ontmoet het, dit is inspirerende mense, maar iemand wat my ek kan elke dag net vir hom luister of kyk wat hy doen, is Victor Vermeulen. Hier op ons eie bodem, jy weet, hy's 'n jong man wat 'n belovende cricketloopbaan voor hom gehad het en hy het in 'n swembad gespring en geduik en sy nek gebreek en hy's 'n kwadripleeg, sy ma sorg vir hom, maar hy's altyd so joviaal en altyd so happy en altyd so, hy kla nooit oor enige iets nie. Weet jy wat, en vir my is daai net, that's something to look up to, want dit is wat oor die lewe gaan. Presies. Dankie eintlik dat jy dit sê. Ek kry hoendervleis terwyl jy dit sê, Anet, want dis eintlik 'n vraag wat ek later vir jou wil vra en ek gaan hom sommer nou vir jou vra. Jy weet, hoe deel jy met die wêreld is gevul met soveel negativiteit en ongelooflik baie negatiewe mense. Hoe bly jy as mens positief te midde van al die negativiteit daar buite? Suzette, ek het op my negatiewe oomblikke al gehad, vernaam na my pa se dood, het ek regtig 'n kwai, ek wil amper sê depressie gestryk. Maar dis elke keer, jy weet, mens jy moet maar net, jy moet aangaan, jy moet in die oggend opstaan. Vir my, die belangrikste ding was, ek moes opstaan en ek moes my bed opmaak en ek moes net aangaan met die lewe. Daar is nie 'n ander opsie nie. Daar is ons almal het swaar kry en ons almal gaan regtig soms deur baie diep waters waarvan ander nie weet nie, maar weet jy wat, die lewe is hard en jy moet maar net aangaan. Daar is nie 'n opsie van vandag lê ek nou net heeldag in die bed nie. Ja, kry ook daai dae, glo my. Maar as ek kyk na 'n ou soos Victor, wat soveel meer het om oor te kla as wat ek het om oor te kla, wat kan loop en wat kan myself help, wat hande het om te gebruik, wat nie iemand nodig het om die hele dag vir my te versorg nie. Waaroor het ek eintlik om te kla? So, jy weet, vir my is daai ding, ek dink is belangrik om by soveel moontlik charity organisasies uit te kom en uit te reik na mense wat swaar kry toe. Want weet jy wat, dis daar wat jy weer jou vreugde vind en wat jy jou joy vind in die lewe, wat jy kan sien, weet jy wat, dankie Here vir alles wat U my mee steun, want ek weet dis vir my om weer terug te gee na ander toe. Ja, en baie mense doen dit nie en dis iets wat ons meer van moet doen. Maar Anet, ek weet hoekom jy in die oggend opstaan. Daar's 'n klein mensie met die naam van Ayla in Australië, so bitter ver van jou af. Ek dink, hoeveel maande is sy nou oud? Dit is jou kleinkind. Dis my kleinkind, sy's nou al amper 7 maande oud, so ag, jessie nee. Kyk, ek moet nie eens begin nie, hoor, want ek's nou 'n regte ouma. Regtig. Wel, ek wil nie dit vir jou sê, Anet, Ek dink die hele era vir baie vroue nou is, jy is nie meer ouma nie, jy's 'n glam ma. Want jy verstaan jy, in daai jare, ek het ook 'n kleinkind, in daai jare het ek gedink, ouma, nee, ek gaan vir niemand sê ek word ouma nie, want 'n ouma is grys. En met alle respek, sy braai. Nee, ons is anders te oumas. Nee, verseker, hoor. Ag, weet jy, dis so ongelooflike, wonderlike voorreg en ja, ek beny die mense wie se kleinkinders naby hulle is en jy weet selfs ewen al is dit in 'n ander dorp in Suid-Afrika, want dis swaar om haar so ver te hê, maar ja, met die genade van bo en WhatsApp call, se video time, kry ek gelukkig die geleentheid, ek en Chris, om elke oggend met haar te kan praat, so, en sy herken nou al mens gesig, jy weet, op die telefoon, so, maar ja, ek weet hulle mag nie te veel screen time kry nie, maar daai tyd tel regtig nie vir screen time nie, ek kwalifiseer, ek kanselleer dit sommer onmiddellik uit, maar sy's 'n pragtige ou bonneltjie vreugde, regtig waar. Ag, Anet, ek hoop hulle stuur een van die dae. Ek hoop as jou kinders luister, stuur hulle een van die dae met die vliegtuig as hy groter is na jou toe. Sommer vir 'n hele paar maande. Hulle kom eintlik die 26ste Maart kom hulle hier doop in Suid-Afrika. Lekker. Ons kan nie meer wag nie. Ons tel letterlik die slaapies af. Ja, so jy weet mens spandeer elke
waking moment wat jy kan probeer jy saam met hulle spandeer en dit is net ek weet nie dis net 'n liefde van 'n ander soort daai my man vra my ander dag nou vir wie is jy die liefste vir Tokkie dis nou ons seun want hy se by ons in die kar vir Tokkie of vir Ayla dis ek net daai is 'n baie unfair vraag ek het vir hulle almal ewe lief jy kan nie vir my vra vir wie ek die liefste nie daai werk nie so nie hoor ja dit is 'n ander liefde maar van jou ander kinders gepraat Anet voor die musiekbreek jy het 'n baie sterk band met jou kinders en as jy na die lewe kyk deur hulle oë wat het hulle jou geleer Suzette hulle het my geleer humble wees hoor kyk dit was vernaam op skool jy weet mos hoe gaan dit as jy net dink nee dit gaan nou fantasties goed ouma die volgende dag word jy sommer siekslap afgeklap grond toe en daar gebeur iets by die skool of dit of dat of hier te kort of daar te lank so nee by hulle het ek net geleer om ek weet nie weer eens elke dag te embrace en liefde vir mekaar en liefde vir ander en ja weet jy wat nooit iets moet nooit te veel van 'n opoffering vir jou wees nie en hulle is ook albei go-gettertjies, my wonderlike skoonseun ook en ons is baie gebless met hom, maar die les wat hulle my maar net geleer het is, jy weet, ja, moet net nooit dink you've arrived nie, because you have never arrived, glo my, dit is les wat 'n kind vir jou leer, jy kom bitter vinnig af aarde toe met jong kinders, en jong adults ook, glo my, maar ja nee wat, hulle is maar net vir my 'n voorloper en alles, en ag ja, mens kyk op na hulle, want hulle hanteer goed soms baie anders en as ek baie keer, jy weet, kan ons maar bietjie oorreageer of iets op 'n situasie en as ek dit met hulle bespreek, dan sal hulle vir my sê, "Ma, sien dit net so of nee, ek dink maar oorreageer nou bietjie of moenie opgewonde raak nie of kom ons hanteer hierdie net op 'n minder exciting manier." So nee, hulle het my definitief kalmte en rustigheid en ja, humbleness geleer, verseker. En jy is so 'n humble, awesome, fantastiese mens. Anet, ons musiekbreek. Hierdie was 'n keuse van jou, Jeroni Mou van Shepherd. Hoekom het jy hierdie sang gekies? Ek love homself. Nee, daai sang. Kyk, as ek nou die dag nie lekker voel nie, dan sit ek vir Geronimo op hoor en dan so 'n kliphard in die kar of op my telefoon of waar ook al, want hy het net 'n manier om my uit 'n vibe wat skrik vir niks nie en hy wil my net beter en vinniger en harder en hoër laat gaan. Dis al. Dis hy. Nou maar kom ons luister jy lekker daai kant en ons is nou weer terug by jou. Dankie Suzette. Can you feel it? Now it's coming back, we can steal it. If we bridge this gap, I can see you through the curtains of the waterfall. When I lost it, yeah, you held my hand, but I tossed it. Didn't understand you were waiting as I dove into the waterfall. So say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo. Can you feel? Miles away, miles away, miles away. Can you feel? Well, we rushed it, moving way too fast, and we crushed it, but it's in the past. We can make this leap through the curtains of the waterfall. So say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo, say, Geronimo. Can you feel? Just a boy with a
broken toy, all lost and cold. So it's here I stand as a broken man, but I found my friend. Now I'm falling down through the crashing sound, and you come around, and you rush to me, and it sets us free. So I fall to my knees. So say Geronimo, 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 sounds alright, sounds alright, sounds alright, say Geronimo, En jy is ingeskakel by Radio Klein Karoo saam met my Suzette Smit en Annette Kasselman. Dis vrou wat voorloop. Vir die luisteraars wat dalk nou net ingeskakel het, Annette Kasselman is van Bloemfontein. Sy's 'n baie bekende sakevrou en ons het voor die breek gesels 'n bietjie oor haar persoonlike prestasies. Annette, ek wil nou kom in 2012 sluit jy aan by Realnet Properties. En jy sluit aan as 'n rookie agent. Nou vir my wat die eiendomsmark glad nie ken nie, dit is nou amper soos ek besluit om nou na Rosen Properties toe te gaan in Oudtshoorn en ek wil 'n agent word, is ek reg? Ja, Suzette, weet jy, dis moet iets wat, hoe kan ek sê, my kind het altyd vir my gesê, want ek het altyd gedink, jy weet, om 'n eiendomsagent te wees is, jy het jou eie tyd, en jy kan maar eers jou kindertjies doen in die oggend, en jy weet, dan doen jy nou, of jou net andersom, jy doen jou eiendomsagent in die oggend, en dan in die middag het jy nou tyd vir jou kinders, en almal dink ons altyd eiendomsagente maak woes baie geld, en hulle doen flippin min. So, daai was vir my 'n baie rude awakening, want dit is toe nou glad nie soos wat ek gedink het nie, dit is regtig harde werk, maar ja, dit het eintlik so gebeur dat my vernoot, ons het saam gekuier een aand op 'n partytjie of 'n braai by vriende, en hy het net op daai stadium was ek tussen werke gewees, en ek het my kontrak klaar gemaak by die een universiteit waar ek fondsinsameling gedoen het. En hy kom toe net aan my toe en hy sê vir my, hoorie, nou maar wil jy nie vir my kom werk nie? Weet jy wat, en ek het net besluit, well, why not? Maar dit was vir my 'n baie woeste ding, want jy weet, ek het dit op 44-jarige ouderdom begin doen. So, dit wil ek vir jou sê, mense is nooit te oud om iets te doen, of iets aan te pak, of iets, enige iets te doen nie, maar dis 'n heerlike werk in die sin van, jy het baie met mense te doen, maar dis baie uitdagend ook, want die ure wat jy werk is nie altyd joune nie, en as jy dit voltyds wil doen en 'n sukses daarvan wil maak, dan moet jy maar bietjie ekstra insit, want in Bloemfontein is ons kort van 700 agente, so dit is, Bloemfontein is eintlik mos maar 'n klein plekkie, maar dit is eintlik 'n groot plek, maar ja, die eiendomme is nie so royaal, ek dink, dwars deur die land sukkel ons maar met voorraad. Maar ja, dis 'n ongelooflike job wat ek elke dag so waardeer, en die geleentheid wat ek gekry het, so ontsettend waardeer. En ja, dis net, ek die waardes en alles van Realnet eiendomme is vir my, ek het onmiddellik daarmee geassosieer, en ek het onmiddellik aanklank gevind daarby. So, jy weet, jy is so uitgebreide netwerk, maar dit weer eens, dit leer jou mense ken in ander opsigte, want jy weet, baie keer as geld by iets betrokke raak, dan verander mense totaal en al. So, dis 'n uitdagende werk, maar dit is 'n ongelooflike werk. Ek kan glo, en ek dink, die mens wat jy is, in jou vorige suksesse, was maar altyd het dit gegaan om 'n verskil in iemand se lewe te maak. En ek glo as 'n eiendomsagent maak jy 'n verskil in 'n familie se lewe, want jy verkoop nie net 'n huis aan hulle nie, jy verkoop, jy weet, dis 'n tuiste wat jy aan hulle verkoop. Maar Annette, ek wil net gou vir die luisteraars sê,
die afgelope 12 jaar, ek gaan dit is net 'n samevatting. Weereens, dink ek sprei dit uit wat jou pa jou miskien geleer het as jong kind en jou gedetermineerdheid. Ek het getel jy het meer 60 plus toekennings in die eiendomsbedryf in die laaste 12 jaar gekry. Waaronder jy weer eens 2 keer aangewys was as finalis van die SICBW se Sakevrou van die jaar. So, my vraag aan jou is, Anet, en ek meen, van jou toekennings is, ek kyk net na die laaste, daar's aan mekaar, jou Certificate for Excellent Performance, Platinum Status, Top Franchise of the Year, en het gaan aan en aan en aan. Wat sal jy sê, as jy kyk na jou suksesse, wat is jou grootste wenresep? Suzette, weet jy, daar moet ek regtig waar, ons is 'n ongelooflike span by Reelnet, genaamd Reelnet Bloemfontein, ons is die afgelope 7 jaar, was ons die top franchise in die land gewees van Reelnet eiendomme. Verlede jaar het Platinum in die Kaap ons nou bietjie ore aangesit, maar weet jy wat, ek gun dit absoluut vir hulle, maar ek sou dit absoluut toeskryf nommer 1 aan regtig baie groot genade van bo, die Here se hand is maar oral in dit. En ons het 'n ongelooflike span saam met wie ons werk, want by ons gaan dit nie net oor, as ek 'n eiendom lys, jy weet, wil net ek om te koop nie. So by ons werk almal op mekaar se eiendomme. En ons is nie 'n vreeslike groot franchise in Bloemfontein nie, maar ons stel belang in mekaar te doen en late. Jy weet, en ek sal byvoorbeeld as ek 'n huis inkry, sal ek onmiddellik vir my kollega sê, hoorie, ek gaan nie die huis inkry. Kom kyk gou saam met hom, want vir my gaan dit net oor ja, jy moet 'n lewe bestaan voer en 'n bestaan maak, maar ek vat eerder halfte voor ek niks kry nie. So ek deel eerder 'n eiendom wat ek verkoop met een van my kollegas as wat iemand anders om verkoop en ons kry niks nie. So dit is, ek dink daai is regtig een van die grootste suksesse en jy weet om net mense kliënte te leer ken en vir hulle te luister. Want ons was self op 'n stadium 'n kliënt gewees. Ons het ook huise gesoek en dit het my ontsettend gefrustreer as die agent nie luister wat ek vra nie, want dan vra ek sê net maar vir 'n 3-slaapkamerhuis en dan wys hulle vir my 'n 5-slaapkamerhuis of so iets. So ek dink die belangrikste daar is jy weet mense met jou sit in jou kliënt se skoene en kyk na die behoeftes wat hulle het en probeer aan hulle behoeftes voorsien, maar ja, by Reelnet weer eens, ons is 'n nasionale agentskap, so ek het al baie kliënte gehad wat trek, byvoorbeeld George toe, of Mossel Bay, of Johannesburg of Pretoria, dan verwys ek hulle daar na een van ons takke toe, want dit voel vir my, jy weet, dis 'n band wat 'n mens bou met 'n kliënt, dis nie net een transaksie en is verby nie. Mens wil, ja, jy word nie altyd vriende met die kliënte nie, maar mens wil tog, jy wil hulle moet later weer na jou toe terugkom en sê, hoorie, jy het nou my huis aan my verkoop, ek wil hom nou weer verkoop. So dit gaan oor daai ding en ek glo daar, jy weet, is Reelnet absoluut ons probeer regtig ons kliënte se belange heel eers te stel en ja, soos ek sê, absoluut net groot genade. Ja. En Anet, jy het dit dalk miskien al genoem, maar vir enige eiendomsagent wat op hierdie oomblik luister, watse suksespunte of wat sal jy vir hulle sê? Kom ons sê dis iemand wat nou sopas in die bedryf ingestap het, as jy nou vir hulle in kort moet saamvat, wat sal jy vir hulle sê moet hulle doen en nie doen nie om 'n sukses te maak? Nommer 1, Suzette, sal ek sê, moet net nooit ophou werk. Want mens kan nooit op een transaksie staat maak nie. Kry 'n listing, probeer hom verkoop, as jy nie kan nie, gee hom vir een van jou kollegas, jy weet, dat hulle jou help, deel eerder met hulle, of kry 'n verwysing van iemand anders, probeer, hou aan en aan en aan hy eiendom bemark, totdat hy regtig verkoop is, en vir my is 'n eiendom net eers verkoop as die geld op my bankrekening inbetaal is. So, en dit gaan nie net oor een eiendom nie, dit gaan vir my oor, ek moet 'n listing doen, ek moet hom probeer verkoop, maar dan moet ek nog 'n listing doen, want onthou net, die geld wat jy kry jy dalk eers oor 3 of 6 maande, dit hang af hoe lank daai transaksie vat om te registreer. So, intussen moet jy vir jou 'n bestaan maak, en natuurlik die grootste ding, wees leerbaar, jy weet, en luister na die raad wat daar vir jou gegee word. Teachable is eintlik die woord wat ek wil gebruik, en moet net nooit opgee nie, want kyk, hierdie is 'n beroep waar jy gaan op die hoogste high, maar jy gaan ook op die laagste low. En dit baie kere,
jy weet, wanneer 'n transaksie val of iets wat jy regtig nou al omtrent daai kommissie getel het in jou bankrekening, en weer eens, dit kom terug na wat my pa my geleer het, you never count your chickens before they've hatched. So, moenie jou kommissie spandeer voordat jy dit verdien het nie, en as jy dit verdien het, kyk hoe lyk jou budget vir die res van die jaar, en vat daai kommissie en deel dit in die maande wat moet kom, jy weet, dan weet jy, luister, ek kan van hierdie geld, kan ek nou net soveel gebruik in 'n maand, want ek moet dit betaal, en ek moet dit betaal, en ek moet dit betaal, so, ja, moet net nooit ophou werk nie, hou aan list, jy weet, deel met ander agente, moenie altyd net worry of jy die listing jouself gaan kry nie, want ek weet 'n ding is nogal vir baie agente, as hulle nie 'n alleen mandaat kan kry nie, dan werk hulle nie aan 'n ander plek nie. Ek gaan glad nie van daai standpunt af uit nie. Ek sal baie maklik 'n agent vra, jy weet, as hulle sal omgee om met my te deel, want hierdie kliënt ry dan byvoorbeeld dalk net saam met my, so daar is net, jy moet net die hele tyd jou horisonne probeer verbreek, en jy moet net nooit vaskyk in een deal nie. As hy lyk of hy wil val, probeer maar, kom maar op en skryf maar nog 'n deal op. Anet, en dan terwyl ons daarvan praat, ek meen, ek kan die passie in jou stem hoor. Terwyl ons hieroor praat, vir enige vrou, ek praat 'n vrou of man, vir enige persoon wat in sy eie besigheid staan, want ek dink, alhoewel jy deel is van RealNet, is dit tog ook jou eie besigheid, is ek reg? Dit is jou eie besigheid waaraan jy werk, elke dag. So, in die ekonomiese klimaat waar ons op die oomblik is, vir elke persoon wat in 'n besigheid staan, wat sou jy sê moet hulle daagliks toepas om sukses te bereik? Want ek glo altyd, sukses is moontlik. Of jy nou koffie by 'n stalletjie op die hoek van die straat verkoop, dit is moontlik. Wat sal jy vir daai mense sê? Suzette, ja, jy noem passie. Weet jy wat, jy moet lief wees vir jou werk. Dit moet lyk of jy dit geniet. Dit moet lyk of jy kan nie iemand 'n huis gaan wys en dan nou daar instap en jy weet net jou oogies rol en jou vingertjies rol. En soos jy sê, al verkoop jy koffie op die hoek se straat, op die straat se hoek, doen dit met 'n passie en doen dit met vriendelikheid en sit 'n smile op jou gesig en jy weet, geniet dit net, want jy maak dit ook aansteeklik vir die ander mense. Besigheid is taaf op die oomblik, jy weet, ek meen met die rentekoerse en alles wat op is, Suid-Afrika se ekonomiese omstandighede is bietjie tens op die oomblik, maar weet jy wat, what comes up must always go back up again. What comes down must always go back up again. So, hierdie is nie die eerste keer dat dit gebeur nie, dit is ook nie die tweede keer dat dit gebeur nie, en dit sal ook nie die laaste keer wees nie. So, hou net aan, bemark jou besigheid, hou aan met jou passie en om vir mense te wys jy geniet wat jy doen, en vir my is dit, skep 'n vertrouensverhouding met jou kliënte, jy weet, en maak kennis met mense, en stap uit en ontmoet mense, maak nie saak in watter bedryf jy is nie. Dis belangrik om daai menseverhoudinge te handhaaf, want ja, mense doen besigheid met mense, nie net altyd met 'n brand nie, of met 'n wat ook al nie, en al is die tye swaar, jy weet, probeer nog steeds net jou bes, hou net altyd aan probeer, want jy kan net nooit opgee nie, opgee is net nie 'n opsie nie. Nee, dit is nie. En jy raak nou juist 'n ding aan wat ek jou wil vra, Anet, is people do business with people. So, twee dinge hier is, nommer 1 wil ek dit regtig aan jou noem, want dis 'n kompliment van my af aan jou, dat jy is 'n ongelooflike, kyk, die liewe Heer het jou geskape met pragtige gene. Jy is 'n ongelooflike mooi vrou. Dit is nou maar net 'n feit. En jy is 'n baie, baie goed versorgde vrou. So hier is my vraag, en dit is spesifiek vir alle vroue daar buite. Hoe belangrik is daai persoonlike versorging vir jou as vrou wat in besigheid staan, of man dan? Ek meen, ek sê altyd vir die man, sorg dat daai hemp spierwit is, dat hy gestryk is en dat jou skoene blink. Hoe belangrik is dit? Want ek dink dis iets wat baie mense begin verloor het. Ja, Suzette, weet jy wat, ja, ek is al gekritiseer ook daaroor, jy weet, want mense sal my vra, yes, like, nou maar, hoe laat staan jy op in die oggend om jou hare en make-up te doen, of whatever. Weet jy wat, maak die saakie, al staan ek 4 uur in die oggend op, dit is vir my belangrik, my pa het my van baie kleins af geleer, you've got to look the part. So, as jy wil hê, mense moet met jou besigheid doen, dan moet jy tog met trots in jou hê, en jy weet, jy kan nou nie jou sweetpak gaan aantrek en jou lelikste tekkies en nou niks lyk en dink mense moet dan iets by jou koop nie. Verstaan jy? Jy moet daarom lyk
al het jy nie altyd die finansies daarvoor nie. Weet jy wat, ek koop nie my klere op die plek nie en ook nie my skoene nie. Want ek wil eerder 3 hempies in my kas hê, as dat ek net 1 dierhemp in my kas het. So, dis vir my ook belangrik, soos jy sê, jy weet, sorg dat hy hemp wit is, sorg dat hy gestryk is, al het jy net die een. Kam jou hare, maak jou netjies, jy weet, be presentable, en dit is jou brand, jy dra tog jou brand uit, so, dit hoe jy lyk, jou tande moet geborsel wees, jou hare moet gekam wees, jy moet versorg wees, ek sê altyd vir my man, kom ons smeer net 'n bietjie krem aan jou bene, jy weet, laat dit maar net lyk asof jy kan jou kortbroek dra, dis fyn, maar lyk net versorgd, en dit is tog belangrik, en ja, vir baie mense is dit nie belangrik om hare elke dag te doen, of gremering te doen, of wat, jy hoef nie jou hare elke dag te doen, of gremering te doen, jy kan nog steeds uit 'n boek uit lyk, al het jy 'n pony in jou hare, en jou gesig is net mooi skoon gewas, en ag man, al sit jy 'n bietjie lip uit aan jou lippe, dit gee ook net 'n bietjie glans aan jou, en knyp jou wange, of doen net bietjie iets, laat jy net 'n bietjie aantreklik lyk vir mense, dat mense wil besigheid doen met jou. Daar is baie waar, Anet. Ek onthou, en ek moet dit gou vinnig deel vir die musiekbreek, ek onthou, en dis nou 'n regte storie, so 'n paar jaar terug, het 'n radiostasie onderhoud met my bespreek, maar die onderhoud was laat aand gewees. En ek was dus 9 uur die aand, so dis laat, en dis winter, en dis koud in die Kaap, en ek het my nagklere aan, en ek het my japon aan. Nou verdwyn ek hier na die motorhuis toe, want dis nou doodstil daar, want ek wil nou stilte hê agter. En my seun kom toe in, hy sê vir my, wanneer is jou radio onderhoud, en ek sê, nou 9 uur. En hy kyk my en hy sê vir my, so, ek sê, Jaco, hulle hoor my, hulle sien my nie. En hy sê vir my, mamma, weet jy, as jy dalk nou baie mooi aangetrek was, met wakskoene en gremering, het jy beter geklink. En dit het my net vir 'n oomblik laat stil staan en besef, dat, ja, ons raak baie keer baie gemaklik, maar daai is baie waar, Anet. As jy goed lyk, klink jy goed. Dit is nou maar net, dit is 'n feit. Dit is absoluut 'n feit. So ek wil vir jou sê, vanoggend het ek 'n pragtige rokkie aan, die mooiste volstruis leerskoene aan, want ek praat met Anet Kasselman, die mooiste vrou in Suid-Afrika. Ag nee. Anet, ek dink dis tyd vir musiek. Ag baie, dis net so lekker om met jou te gesels. En jou volgende keuse was Bad Habits van Ed Sheeran. Hoekom hierdie sang? Ons het maar almal bad habits, jong, is dit nie? En ek weet nie, ek is mal oor Ed Sheeran, ek het maar so 'n bietjie nog 'n kindie in my, so, ja, my kinders kan nie glo my musieksmaak en my musiekkeuses partykeer nie, maar ja, ons almal het maar bad habits en ons doen verkeerde dinge en alles, maar weet jy wat, hy laat jou sommer goed voel daaroor, en hy is weer eens vir my 'n ouetjie, jy weet, hy met sy rooi haartjies en 'n gesiggie ook, ek dink ook hy het 'n gesiggie vir radio, maar hy is so fantasties met wat hy doen, nee. Mens kan hom net aanhang, so daai bad habits, so kan hy liedjie hoor die dag, so weet ek, nee, daar is my nuwe favourite song. Daar's hy, kom ons luister na Bad Habits van Ed Sheeran, en ons gesels te lekker met Anet Kasselman, 'n vrou wat ons almal bewonder. Kom ons luister. 1, 2, 3, 4. Every time you come around, you know I can't say no. Every time the sun goes down, I let you take control. I can feel the paradise before my world implodes. And tonight had something wonderful. My bad habits lead to late nights, sitting alone, conversations with a stranger I barely know, swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes stare into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after 2. It's true, my bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. Every pure
tension ends when the good times start. Falling over everything to reach the first time spark. It started under neon lights and then it all got dark. I only know how to go too far. My bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. We took the long way round and burned till the fun ran out. Now my bad habits lead to late nights and in alone conversations with a stranger I barely know. Swearing this will be the last, but it probably won't. I got nothing left to lose or use or do. My bad habits lead to white eyes staring into space, and I know I lose control of the things that I say. Yeah, I was looking for a way out, now I can't escape. Nothing happens after two. It's true, it's true. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. My bad habits lead to you. En ons is terug hier by Vroue wat voorloop op Radio Klein Karoo. Ons het geluister na Bad Habits van Ed Sheeran. Dit was Annette Kasselman se keuse. En Bad Habits, soos hy vir ons gesê het, is baie goed vir ons. Ons moet dit toepas. En 'n bad habit vir enige vrou is om vir Madeleine by Maddie's Bridal Nest, geleë 1 Vredestraat Oudtshoorn, hier buite Volmoed Oudtshoorn, te kontak by 072-661-4182. En dan maak jy jou beursie oop of jy haal daai kredietkaart uit en jy huur vir jou die mooiste aandrok vir jou volgende funksie of die mooiste trourok. En Madeleine, soos altyd met haar vriendelike diens, sal sorg dat jy op jou beste lyk. Maddie's Bridal Nest, Madeleine, baie dankie dat jy Vroue wat voorloop moontlik maak. Ons waardeer jou ongelooflik baie, net soos wat Bloemfontein en die Vrystaat vir die mooie Annette Kasselman waardeer. Annette, ons gesels so lekker met jou, maar ek wil gou teruggaan na mevrou Suid-Afrika. En toe Miss Worldwide. Dit is regtig 'n baie groot titel, net soos wat mevrou Suid-Afrika is. Toe jy nou op daai verhoog gestaan het, was daar angstigheid en toe hulle jou naam uitlees, wat gaan op daai oomblik deur 'n mens se kop? Want ek vra dit vir 2 redes. Nommer 1, ek sal graag wil weet hoe het jy gevoel, want ek dink baie ander meisies voel so. En spesifiek is daar iemand is wat luister vandag wat sê, maar daai is iets wat ek graag ook eendag wil doen. Mevrou Suid-Afrika, mevrou Suid-Afrika. Suzette, ja, in my geval was dit letterlik, ek het nie eens gedink ek gaan die top 10 finaliste haal nie, want ek het al my skoene begin uittrek backstage, want toe ek deelgeneem het aan mevrou Suid-Afrika, toe ek genomineer is, ja, dit was eintlik net na die motorongeluk in my nekoperasie, so, jy weet, ek het met so rooi merk hier van my nekoperasie deelgeneem, maar ek het hom nie weggesteek nie, want dit was my second chance. Ek het hom eintlik mooi bietjie beklemtoon. So, daar was vir my, jy weet, toe hulle my naam aankondig as top 10, toe trek ek vinnig my skoene aan en ek hardloop, want toe weet ek moet op haar stage kom, en jy weet, dit is 'n woeste week, waardeur jy gaan die pageant week, wat dan nou alles opgaan of opbou tot die aand van die kroning. Toe ek daar staan en hulle lees my naam uit,
jy weet, ek kan nie vir jou sê nie, ek het dit amper nie eers geglo nie. Ek wou dit glo, maar ek was so bang ek het verkeerd gehoor. En jy weet, mens emosies neem baie keer net oor. Die trane wel op en jy is super excited en jy wil net kyk waar is jou familie en dan kan jy nie altyd sien nie, maar daar is soveel mense nie gehoor. So dis net 'n ongelooflike gevoel van eers die dankbaarheid en blydskap en emosie en daar gaan soveel dinge deur jou kop en is net, ek weet nie, dit is net een van die beste oomblikke in jou hele lewe. Ek kan dit glo. Anet, maar ek wil gou iets sê. Ek dink nie altyd, ek dink mense verstaan dit verkeerd. Ek dink nie hierdie kompetisies gaan noodwendig oor skoonheid nie. Kyk, skoonheid is 'n pluspunt, maar dit gaan baie meer oor wat daai persoon na die tyd doen vir sy of vir haar land. Absoluut, Suzette, en jy weet, ek meen op daai stadium met ons in Wesselsbron gebly, wat 'n klein plekkie is in die Noordwes-Vrystaat. En my man het my van die begin af gesê, jy moet een ding onthou, jy bly in Wesselsbron, hulle gaan jou nie piek nie, hulle wil vrouens uit groot dorpe uit hê. En ek het maar net besluit, weet jy wat, let's go. Ons gaan dit probeer, wat ook al nou gebeur, as daar iets gebeur, fantasties, as daar niks gebeur nie, is dit 'n wonderlike ervaring, maar dit was vir my, wat ek kon doen vir my dorpie en vir my provinsie en vir my land, dit was die belangrikste gewees. Jy weet, dit gaan nie oor die kroon, dit gaan nie oor jou nie, dit gaan oor wat jy met daai kroon kan doen. Dis waar. Dit is waaroor, dit is die belangrikste. En baie keer verloor mense 'n bietjie perspektief en dink, jy weet, maar wat kan die kompetisie nou vir hulle doen? Dit is nie so nie, dis wat kan jy vir dit doen? Wat kan jy vir jou gemeenskap doen? Ryk uit, jy weet, gebruik daai kroon en maak mense se lewens beter en ryk uit na ouerhuise toe en na kinderhuise toe en daar waar dit swaar gaan, jy weet die wit plakkerskampe, al daai dinge. Ryk uit na daai mense toe en gaan sit net bietjie saam met hulle vir 'n dag en lewe saam met hulle vir 'n dag. Verstaan jy, dit gee mense net soveel weer dankbaarheid en weer eens net daai gou om nog verder te gaan en nog beter te doen, want jy weet, jy het net 'n jaar. Ek het nou 'n bietjie langer gehad, maar jy weet, jy het net 'n jaar om alles in te druk. So jy wil doen soveel as wat jy kan, maar jy wil nog steeds jou gesin saam met dit ook daarbey betrokke bly. Ja, dis baie waar en net wat mense vergeet. Is soos jy nou net gesê, dit gaan nie oor die kroon nie, dit gaan oor wat jy vir jou gemeenskap doen. En ek sê vandag vir jou, die blote feit dat jy so geseën is met soveel sukses, is en die mens wat jy is en die hart wat jy het, is omdat jy so baie van jouself verander gegee het, want dit is hoe die lewe werk. Wat jy gee, sal terugkom na jou toe. En dis 'n basiese beginsel wat mense vergeet. Sal jy jong meisies aanraai om in hierdie kompetisies betrokke te raak? Weet jy wat, absoluut, hoor. En weet jy wat, ons is verby die punt wat gaan die mense dink? Hulle dink nou, jy dink jy's mooi en dis om jy inskryf. Dit gaan nie daaroor nie. Hierdie is 'n ding wat jy vir jouself en jou familie, vernaam mevrou Suid-Afrika, is 'n ding wat jy vir jouself en jou familie moet doen, want in die eerste plek sou ek dit nie kon doen as dit nie vir my man en my kinders was nie. Dan sou ek nie daar kon gewees het nie. En weet jy wat, dit het ons lewens so verryk en so verander en dit gee jou net 'n platform om soveel meer te kan doen. Verstaan jy, ek het byvoorbeeld, daar was 'n klein seentjie op die dorp gewees wat in 'n rolstoel was, vir wie ek graag 'n televisie geskenk wou gekry het, want hy was heeltemal gestrem, jy weet, sy naam was Tabiso, en ek kon dit nie reg kry toe ek nog 'n finalis was nie. Nou is dit al baie beter, jy weet, ek praat nou van 16 jaar gelede, maar nou is dit al baie makliker, maar as jy 'n titel het, of jy daai sash, gee dit jou net soveel meer autoriteit, want nou het jy social media, jy weet, jy kan vir die mense bemarking doen, jy kan alles, weet jy, en toe ek daai kroon wen, letterlik die volgende dag, terwyl daai eienaar my van een van die winkels, toe sê hy, hoorie, ek gee vir jou daai televisie met die grootste liefde. So, dis sulke dingetjies wat jy moet net nooit ophou droom nie, en weet jy wat, dit maak van jouself 'n beter mens, dit leer jou om avenues te explore wat jy nie altyd gedink het of geweet het jy het nie, en dit gee jou selfvertroue, jy weet, daar is soveel mense wat jou help deesdae, en wat, jy kry klere geborg, en jy kry, ek weet nie, dit is net, weet jy wat, go for it, moet net nooit nee sê as so iets oor jou pad kom nie. Jy is dit aan jouself en jou familie en jou gesin verskuldig om te probeer, want, jy weet mos daai gesegde wat hulle sê, nee, maar wat as dit nou nie uitwerk nie? Wat as dit uitwerk? Presies. Absoluut presies.
Maar jy weet Annette, dit en weer eens bring dit terug na wat jy die hele tyd eintlik so onbewuslik herhaal is, go for it. Geleenthede val nie in jou skoot nie, gaan soek daai geleenthede, gebruik jou Godgegewe potensiaal, gaan uitwerk, wees jou beste elke dag, en die lewe gaan jou reward. Dit is 'n voldonge feit. Maar, hier is my ander vraag aan jou. Geloof, weet ek, is 'n integrale deel van Annette Kasselman se hele bestaan. Hoekom is dit vir jou so belangrik, Annette? Raak ek so maar. Soos ek, weet jy wat, mens is niks sonder die Here se hand in jou lewe nie. En ja, jy kan niks wat jy in die lewe kan doen. En glo my, ek was al op plekke. Ek het 'n boekie hier in die kas van jy weet as jy deur swaar tye gaan. Hy help jou maar altyd net en hy tel jou net op om deur daai swaar tye te gaan. En ja, jy hoef nie altyd, jy weet, baie keer raak 'n mens opstandig en jy voel ag nee, jy is nie lus vandag om Bybel te lees nie. Okay. En dan gebeur iets in jou lewe net en dan dink jy net, weet jy wat? Here, asseblief vat my net terug. Ek weet ek is baie keer 'n stout kind, maar vergewe my net asseblief daarvoor want ek glo soos 'n kind, my man het baie keer al vir my gesê, ag nee man, asseblief, die Here steur hom nie aan daai goedertjies wat jy vra nie. Ek glo hy doen. Ek glo daar is niks te groot of te klein om dit met hom te kan deel nie. En ek dink weer eens die grondslag wat my ouers daar vir my gestel het. Ek is maar net tot alles in staat deur Christus wat my krag gee. So daar is niks in die lewe wat mens kan aanpak. Jy weet mens sien dit nie altyd so nie want jy dink aan alles wat swaarheid wat op jou pad kom, moeilike dinge, dalk kan jy nie kinders hê nie, dalk is dit of dalk is dit dat. Daar's altyd iets, maar weet jy wat, daar's altyd iets om vir dankbaar te wees. En dit kom maar net elke liewe dag uit sy hand uit. En al wat hy maar net wil hê is ons moet maar net vir hom sê dankie daarvoor. Dis al. So ja, met ons kinders ook, jy bly maar op jou knieë jou hele lewe deur. Jy weet jy self kind moet groot maak dit. Die kinders hou mense op mens knieë in jou besigheid, elke aspek van 'n mens se lewe, voel ek maar net, as die Here nie daarbey betrokke is nie, vir my voel dit net, gaan dit nie 'n sukses wees nie. Dit is dalk, vir ander mense glo dalk heeltemal anders as ek, maar dit is hoe ek glo. Nee, ek stem saam met jou, Annette. Ek stem saam en ek glo ook, as daar iets slegs op jou lewenspad kom, is dit, daar's 'n rede daarmee. En eintlik moet jy sê, dankie Here, vir hierdie moeilike omstandighede waarin ek is, want hy, baie keer toets hy jou, hy toets jou geloof. Annette, ek wil gou, ons begin so half na die einde se kant toe staan, maar hier is 'n vraag wat ek wil weet. Ek volg jou op sosiale media al vir jare. Ek sê mos ek was bevoorreg om jou in persoon te kon ontmoet en te sien dat jy regtig in lewende lywe mooier is as op 'n foto. Maar jou dag, die laaste, ek weet, gisteraand baie laat het jy vir my boodskap gestuur, die vorige aand was jy by 'n funksie gewees, so jy kom laat by die huis. Hoe lyk 'n gewone dag in Annette Kasselman se lewe? Begin hy vroeg, eindig hy laat, is hy besig? Sê daar is daar wat nie besig is nie, maar ja, weer eens is ek baie gebless dat die afgelope tyd ongelooflik besig is. So ek probeer maar, my man is vroeg in die oggend aan die gang, shame, dan bring hy vir my koffie in die bed, ek waardeer dit baie. Ek probeer maar so hier by 6:15 se kant in die oggend staan ek op, as ek vroeër moet iewers wees, jy weet, baie keer as ek 7 uur al my eerste afspraak, dan gaan ek nou obviously nie eers 6:15 opstaan nie, dan gaan ek definitief bietjie vroeër wees. Maar 'n gewone dag is maar, ek staan op, jy weet, maak die bed op, kry myself reg vir die dag en sit voor my dagboek. Ek probeer altyd my dagboek 'n dag of 2 op baie keer noodsaaklik dat mense 'n week of wat voor die tyd vooruit beplan, want ek glo mens moet beplan. As jy nie kan beplan nie, dan ja, if you plan to fail, you fail to plan. Of anders, maar daai woorde is ja, dit is baie waar. En ja, 'n dag sal wees, ek moet listings soek elke dag. My mikpunt is om ten minste 4 listings 'n week te kry, so ek probeer dan my dag so indeel. As ons nie besig is met training nie, is daar dalk 'n kantoorvergadering of daar kliënte wat ek moet sien. Ek kom bitter min in 'n winkel. Dis vir my iets wat nogal sleg is, maar weet jy wat, aan die ander kant is dit 'n goeie ding. Dis vir my baie lekker om soms by my huis te wees, net bietjie hier rustig en kalm te wees en net 'n bietjie om hier met die honde te speel of wat ook al, net ek en Chris by die huis te wees. Maar ja, daar is nie net 'n normale dag nie. Elke dag het sy eie uitdagings en elke dag het sy eie afsprake. So, jy moet probeer om elke dag daarin iets te kan doen. Ja. Al is jy nou een dag bietjie minder besig as die volgende dag,
ek probeer elke dag afsprake, jy weet, en kyk, gaan terug op my kliënte, kyk of daar nie kliënte is vir wie ek nuwe eiendomme kan stuur nie, of nuwe kliënte kan kry op 'n manier nie, probeer, jy weet, neem deel aan golf, daar, probeer bemark. Ek glo, sosiale media is 'n fantastiese bemarkingstool deesdae. So, jy moet jouself maar probeer bemark op social media, en ek dink ook, dis 'n daaglikse ding. Mens kom nie altyd, ek is baie, baie traag deesdae met dit, maar ek probeer dan so eenmal in 3 dae daar uitkom, en dan, dan moet jy maar net aangaan. Dis waar, soos iemand in Bloemfontein ook met wie ons onderhoud gehad het, vir my eendag gesê het, ek dink dit was 'n private gesprek, en gesê het, jy moet elke oggend opstaan en sê, wat moet ek vandag na kyk? What do I need to look at that's going to move the money needle? So ek dink vir enige persoon daar buite is, jy kan nie net elke dag sit nie, jy moet, you've got to operate, as ek dit nou so in Engels kan stel, jy moet aan die einde van die dag kan sê, het ek besigheid ingebring vandag vir my besigheid, of in wat jy ook al doen. Maar Annette, ek weet, jy is ook 'n motiveringsspreker, en dan tree jy ongelooflik baie as MC op by events, so as daar iemand is wat luister, dalk is dit 'n groep vrouens hier ergens in die mooi Groot Karoo, of in die Klein Karoo, of Johannesburg, wanneer hulle jou wil bespreek as 'n motiveringsspreker of 'n MC, waar kan mense jou in die hande kry? Suzette, hulle is baie welkom om my enige tyd te kontak. Ek kan my selfoonnommer gee, hulle kan my 'n message stuur op Facebook of op Instagram, of even, ek is deesdae nou, het ek begin op TikTok op, maar ek is nog bietjie moeilik met hom hoor, maar hulle kan enige sosiale media platform is hulle welkom om my te volg, of my 'n boodskap te stuur, of vir my 'n WhatsApp te stuur. Ek is nogal goed op WhatsApp. Ek partykeer kom ek bietjie laat in die aand eers by my mails uit, en die WhatsApp sê nie is daar die hele dag, jy weet, as mens bestuur die hele dag, is dit nie altyd maklik om e-mails te lees nie. Maar nee, hulle is baie welkom om my te kontak. My selfoonnommer is julle welkom om op julle webwerf ook te sit. Hulle is regtig welkom om enige tyd te kontak. Ek sal baie graag, dit sal my 'n voorreg wees om met julle te kom gesels dan. Ons gaan dit definitief doen, Annette, baie dankie. Ons het ook op Vroue wat Voorloop se Facebookblad, het ons jou getag in jou post vir vanoggend se praatjie. So, asseblief, as daar iemand is daar buite, ek het vir Annette persoonlik hoor praat, en ek het ongelooflik baie pitkos daar uitgeneem. So, as jy op soek is na daai ideale spreker vir jou volgende event, kontak vir Annette Kasselman. Sy is net in die Vrystaat, so jy is net 'n paar 100 kilometers weg, Annette. Annette, ons wil vir jou van die kant af sê baie dankie vir jou tyd vanoggend. Dit was 'n ongelooflike voorreg, en ek wil gou vir jou iets sê. Ek onthou daai funksie in Bloemfontein by Tusken Rose waar jy spreker was, het jy vir ons gelos met die volgende woorde, en ek dink dit is iets baie na in jou hart. So my vraag is, hoekom hierdie quote? To the world you might be one person, but to one person you are the world. Yes. Hoekom is daai? Dit het weer teruggekom na die ongeluk toe, en die tweede kans op die lewe, en ja, toe ek daai klein seentjie Tabiso ontmoet het ek net besef, weet jy wat, ek het dalk vir hom iets gedoen wat niemand anders nog ooit vir hom gedoen het nie. So, weet jy wat, al is jy hoef nie in besigheid te staan nie, al is jy 'n huisvrou by die huis, ek was self huisvrou, mamma, ek het al die hoede opgesit, weet jy wat, jy kan vir daai een mens absoluut net die wêreld beteken, maar dalk net een dingetjie wat jy doen, kan vir iemand anders se hele wêreld verander, en dit is my hele motto in die lewe ook, jy weet, net een dingetjie wat jy doen dit dalk sonder dat jy weet jy doen dit, maar jy kan hulle hele lewe verander, net in daai een woordjie, daai een mooi woordjie wat jy sê, of daai een mooi dingetjie wat jy vir hulle doen. Daar sê, so almal wat ingeskakel is vandag, gee daai een glimlag, of sê net daai een woordjie soos dankie, of ek is lief vir jou, of ek waardeer jou, of dankie Here vir hierdie mooi dag. Annette, sonder twyfel is jy wat Annette Kasselman is, daai een persoon vir jou familie, vir jou kleindogter, vir jou kliënte, en vir almal wat jou ken, jou vriende. Dankie vir mense soos jy, wat 'n sprekende voorbeeld is vir elke vrou spesifiek, dat alles wat ons aanpak, ons sukses kan behaal, hoe groot of hoe klein. Ons moet net passie hê, en ons moet gedrewe wees elke dag. So, weer eens dankie vir jou tyd, en hier vanuit die Klein Karoo, ek en Dani hier in die ateljee, en almal hier in die Klein Karoo,
wil ons van ons kant af ietsie by jou los, sodat jy dit joune kan maak en dit kan deel met almal wie se pad joune kruis. Die Karoo en die Klein Karoo is so bekend in die aande vir hulle mooi sterre. Die Melkweg lê party aande so duidelik. En hier sê Radio Klein Karoo vir jou, don't look at the stars, be a star. En Reelnet en die Vrystaat se skitterster is Anet Kasselman. En Anet, ons wens vir jou net sukses, geluk en liefde toe. Mag jou familie jou koester en op hulle hande dra, want jy is eintlik hulle superhero. En hierdie is juist die laaste lied waarmee ons afsluit. So hoekom het jy hierdie een gekies? Ag jene Suzette, jy het my regtig baie dankie vir julle pragtige woorde en vir julle tyd en jou en Dani se geduld met my. Weet jy wat, weer eens iets wat my pa vir my geleer het? Be your own superhero, be your own cheerleader. Moenie wag dat iemand anders jou aanpoor nie. As die tye van swaar kry kom en jy bietjie down in the dumps en alles, wees net jou eie superhero en jou eie cheerleader. En weet jy wat, môre is weer 'n blink nuwe dag wat voor lê. Dis hy. Anet, baie dankie. Kom ons luister, ons wens vir jou 'n wonderlike naweek. Jy mag maar die glasie wyn drink, Anet. Ek dink die vliegtuig is lankal oor Bram Fischer lughawe opgestyg. So baie dankie vir jou tyd. Ons wens jou net sukses toe en kom ons luister, Superhero van Eden.